Vertel ons je story hier, uit op die koekplek. Laat die wereld niet meer wonder wie jij is. Laat je story opbring, gaan leef nou als pres. Leef als pres, laat elke dag tel. Leef als pres, laat jou licht verskil. Saam met Tyler. Dat is hy, ons drie keer wêreldkampioen. Hoe voel dit Sissa? Seker moeilik om terug te gaan skool toe en na daai hele hype. Ja, dit is 'n bietjie. Ja, jy's 'n bietjie vandag hier by Masa. Lekker. Ek sien jy nou al klaar weer. Medaljes en dinge. Jou fighting gaan goed aan, niks beserings. Nee. Okay. En wat nou vir oor 2 weke is dit Winter War. Gaan jy Ja, gaan hard oefen. Genade hierso. Ek dink daar wanneer jy sê ek gaan soen doen, dan skrik al die girls daai kan hulle weet hier kom 'n baie groot fight vir hulle. Ja, geniet daai wen weer. Dankie, Geniet Win. en bly aan fiks wees en bly aan doen wat jy doen. Jy doen amazing vir almal. Dankie, Win. Dankie hoor. Dankie. Ek is hierso by 'n Grandmaster Joe Viljoen van RCFA. Grandmaster, joh. 'n lekker nog 'n kans bietjie ons dinge te kom wys by die ander manne by Masa. Ja, uitstekend. Jy weet om Masa te ondersteun is 'n baie goeie ding. En as ons kyk na al die verskillende organisasies en dan strukture wat saamwerk op sekere punte, uitstekend. Ek voel dit is die ontwikkeling van ons vegkunste in Afrika of in Suid-Afrika op hierdie stadium. So dis goed vir my om bietjie te wees, bietjie te kom kyk en sien wat doen hulle. Ja. En natuurlik soos jy weet, maak ons al klaar gereed vir die Ring Contact Fighting Arts World Championships in 2 jaar se tyd. Ja, en dit was wat 'n belewenis was die wêrelds gewees hè. Ja, nee, ons het regtig. En natuurlik het ons nou ook ons Afrika kampioenskappe geskuif na Namibië toe. So volgende jaar is dit hulle beurt om die Afrika kampioenskappe aan te bied en dan natuurlik die wêreldkampioenskappe die volgende jaar weer in Suid-Afrika. Maar intussen wat pyk is vir my is om te sien wie die ouens kan saamwerk en wil saamwerk. Jy sal maar altyd kry wie wil nie en wie wil wat nie. Ons gee glad nie om nie. Ons hoofpunt is die ontwikkeling van die individu, die ontwikkeling van die student en natuurlik die ontwikkeling van Afrika. Dis vir ons baie belangrik. Dit is lekker om te sien hoe so baie kinders Ja. eintlik betrokke raak en is lekker dat 'n ou nou kan gaan sien wat doen die ander ouens en hoe doen jy dit en hulle kan weer sien hoe dit is 'n mooi kombinasie om aan mekaar te sit. 'n Leerproses. Ek sê altyd die persoon wat sê hy weet alles, wil ek graag nog ontmoet. Absoluut. Ja, nee, wat ons sal graag dit sien, maar intussen ja, die ouens kan sien, party mense sal leer, party sal nooit leer nie. Absoluut. Maar dis waaroor dit gaan. Ek sê altyd elke voordeel het 'n nadeel. Ja. En elke nadeel het 'n voordeel. Absoluut. So dis waarna ons kyk. Ja. 'n Grandmaster die wêreld het nou vir ons deure oopgemaak en dit het RCFA nou na 'n nuwe level toe gedruk as ek dit so in die Engels kan bring want daar's nou baie dinge aan die wemel en ek dink ons is op die regte pad met Ja, ek dink Afrika en die wêreld is in vir 'n groot verrassing. Die vorentoe beweging van ons van Ring Contact Fighting Art en PKA. Natuurlik ons mikpunt volgende jaar is natuurlik om 100 professionele toernooie aan te bied vir 'n jaar in die wêreld. Jo. So ons beoog om Suid-Afrika, Botswana, Zambia, Zimbabwe, Namibië en dan natuurlik op Brazil, Australië, Amerika natuurlik. Ons gaan oralste in 'n jaar se tyd wil ons 100 toernooie doen wat professioneel is. Absoluut professioneel. En dit gee 'n vegter 'n geleentheid om nader aan waar hy is of dan om 'n geleentheid om die wêreld te gaan sien as hy die befondsing het. So dis 'n dubbeldoor eintlik. Jy bring die ding na die mense toe, maar die mense gaan ook na die Absoluut. Jy sien dit is ons groot saak in Afrika. Die normaalweg het ons altyd moet ons oorsee gaan, alle plekke toe gaan. Ja. En dit kos vir 'n individu baie geld en organisasies kan dit nie altyd dra nie. So die ouers dra dit. En dit is natuurlik jy doen dit vir jou kind of vir jou student of vir jouself. Maar as jy kyk finansiëel wat dit vir jou eintlik kos, is dit baie. So ons bring daai goed terug. Ons bring dit na ons toe, ons bring dit na die mens toe en natuurlik die borgers wat gaan betrokke raak, julle gaan absoluut verras wees. Hier is dinge wat gaan gebeur wat ons mense nog nie gesien het in die wêreld nie en ons wil dit graag doen. As ons sien hoe die vegkunste wêreldwyd ontwikkel het deur die tydperk, ten goeie en slegte, dit maak nou nie saak waar nie, maar die kykertalle het baie verbeter. Die blootstelling wat die ouens kry is uitstekend en dit is ons hoofsaak.
Ek meen jy kan die beste vegter hê in 'n land, maar as hy nie die regte promotor hom sien nie, sal hy altyd die agterjaardse kampioen bly. En dis nie wat ons wil sien nie. Ons wil daai persoon, maak nie saak van waar en hoe hy is nie, ons wil hom daai blootstelling laat kry. En hoe hy dit kan kry is deur ringkontak vegkuns. Dit weet almal tog nou. Ons wil daardeur hulle werk. Ringkontak fighting art is nie net ontwikkel vir Afrika nie. Dis ontwikkel vir die wêreld. En ons wil graag dit daar bring, laat ons daai ouens wat altyd hierdie agterspeen is, en ons graag vorentoe bring. En ons wil hulle daai geleenthede gee om dan wêreldwyd te kan wees. Grootmeester, ek wil vra met die boek wat jy geskryf het, Strength Can Be Your Weakness, is dit nie so waar in hierdie dat as jy jouself gaan isoleer, kan dit jou weakness wees. En hierso wys ons weer dat as jy gaan jou kragte saam sit en in RCFA wat ons het al reeds daarso met manne wat saamwerk, it's not a weakness dan is ons op pad. Totaal. Jy weet as ons kyk, die mens het wegbeweeg van die natuur af en eintlik sê die natuur vir ons alles. Ek meen slegs net een situasie waar ons kan kyk na water. As dit nie daar is nie, daar's geen lewe nie. As ons kyk na diere, hoe hulle self bestuur in hulle omstandighede en ons kan gebruik maak van die metodes, kan dit vir ons mens baie meer beteken. Tegnologie natuurlik, soos jy sien, beweeg geweldig vinnig vorentoe. Dit het sy voordele en dit het ook sy nadele. Dit hang af hoe jy dit gebruik. En dis waar ons na kyk nou, is om te kyk hoe gaan ons met tegnologie en natuurlik hoe ons die blootstelling kan gee vir miljoene mense. En dan vir vegters wêreldwyd kan ons dit nou doen, maar ons gaan terugkom na die natuur toe. Ringkontak fighting art, ringkontak vegkuns is uit en uit daar om absoluut hoe ons kan sê jy moet iets agterlaat. Jy kan nie net 'n kampioen wees nie. Kampioen oor 10, 20 jaar vergeet jy van die mens. Ons wil graag ringkontak fighting art uitbeeld om te wys ons gaan vir conservation, vir natuurbewaring, bewaring vir ons nageslagte wil ons graag vorentoe vat. Ons veg daarvoor. So ons organisasie of die kampioene wat daar gaan wees wêreldwyd gaan iets nalaat wat sin maak. Jy weet, ons gaan nie net nalaat hoeveel titelbelde ons het nie, maar ons het nagelaat, ons het die wilde hond beskerm, ons het die leeu beskerm, ons het die renosters beskerm, ons het daai, en ons los dit vir die nageslag. So, dis waaroor ringkontak vegkuns gaan, is om te kyk, wat kan ons terughou in die basis dat mense oor die algemeen, ons volgende generasies, kan sien ons het beklei, fisies in die kruip, vir fisies iets wat moet agterbly. En dis natuurlik die natuur. Dis vir ons belangrik. En ek meen, dit is dieselfde waar u ook nou in die Hall of Fame ingesit is, waar iets besig om die paaie oop te stoot, meester en dit wat die nalatenskap in RCFA gaan wees, is, daar gaan 'n groot oop highway wees vir die ouens om in die vegkuns in te gaan en 'n ordentlike federasie wat agter almal kyk. Dis vir ons baie belangrik. Ons stel glad nie belang in politiek nie. Ek meen die ou. Jy weet dis net lagwekkend hoeveel tyd jy kan spandeer om iets te probeer oplos wat nie moet opgelos word nie. Dis die rigting, daar's dissipline. As ons kyk na die natuur, is daar absoluut die heel eerste ding wat jy in die natuur sien is dissipline. Absoluut. So as daar nie dissipline is nie, dan is daar chaos. Nou ons stel glad nie daaraan belang nie. As jy kyk hoe hanteer rooibokke hulle self en hoe die struktuur werk om vorentoe te kan gaan, dan kan jy daai ding net implementeer in jou eie bestuursmetodes en jy gaan baie beter doen. Want die heel eerste ding wat jy moet na kyk is selfdissipline en dissipline. En natuurlik ons sê altyd jy het 2 ore en 1 mond. Luister meer 2 keer as wat jy praat. Sommige vir al die kinders op hierdie program dat hulle dit ook so weet. Dit is belangrik. Absoluut. Luister eers, kyk en dan kan jy daarop reageer. Impulsiewe besluite wat ek al reeds in my lewe lank terug gedoen het, is soms te vinnig gewees. So ek voel nou en weet ek sê grysheid by die wysheid, né? Ons moet kyk, laat jy absoluut eers te luister, sien en dan analyseer. Analyseer waaroor het dit nou gegaan en dan kom ons maak die regte besluit. Want 'n besluit van nou kan jou terughou vir 10 jaar of 20 jaar, 'n verkeerde besluit. So kom ons kyk meer objektief na dit en ons kyk natuurlik hoe kan ons hierdie spesifieke ding waarvoor ons doelstelling is en wat ons moet bereik in die wêreld van die lewende mens. Laat ons 'n beter plek maak en laat ons vorentoe kan gaan op 'n konstruktiewe metode. Dis vir ons die mees belangrikste. Die nabyheid sit ons met Winter War wat nou opkom en daar's daarom nou 'n paar oorseese manne wat nou bereid is om te wil kom inklim. Ja, hulle wou in die wêreldkampioenskappe deelneem, maar weens die oorloë wat ons nou sien is maar 'n probleem. So Indië is hierso.
En India gaan ons ondersteun. Ons steun hulle veg in ons Winter War. En dit is ook positief. Ons gryp baie internasionale vrae nou wat inskakel by Ring Contact Fighting Art en ons vat hulle met oop arms. Ons wil die wêreld bring na Afrika toe en ons gaan vorentoe beweeg in Afrika, laat die mense absoluut hier in ons land in Afrika, nie net Suid-Afrika nie, ons moet Afrika vorentoe vat. Ja. En dis vir ons die mees belangrikste. Vir my is dit die mees belangrikste. Absoluut. Grootmeester, baie dankie en ek sien uit vir wat voorlê. Dit is wonderlik en dankie dat ons kan deel wees van RCFA. Werner, vir jou en Koekblik uitstekend. Moet nie hierdie program mis nie. Koekblik kyk nie net na een sport nie, maar alle sporte en hy kyk ook na die natuur. Maak seker jy mis nie hierdie programme nie. Dankie Werner. Dankie meneer Grootmeester. Sian Gerard, welkom weer. Daar's ons nou bietjie by Masa vandag. Ja, baie dankie. Hoe lyk die dinge is daar by RCFA, die dinge is aan die gang daarso. Dinge is aan die gang en ek is bly om te sien RCFA is ook nou by die Masa provinsiale kampioenskappe. So dis goed om so 'n groot hoeveelheid mense te sien wat aan 'n provinsiale kampioenskappe deelneem. Ek sien die plekke stampvol. Daai stampvol ou kan amper nie beweeg. Ek kan nie glo daar soveel verskillende fighters eintlik is wat met verskillende noem dit maar arts wat bymekaar kom hier nie. Definitief ja, en dis wat martial arts so uniek maak, is al die verskillende organisasies en style en al die verskillende maniere van beklei en hier kry almal nou 'n gevoel van ander organisasies. Jy hoor altyd van hulle, maar jy sien dit nooit nie en jy ervaar dit nooit eerstehands nie. En vandag het hulle die geleentheid om dit te sien van al die kante af. Jy weet, wat is al die verskillende style binne in Masa en jy weet hoe word daar vir almal gekyker en hoe kry almal die geleentheid om deel te neem en mekaar se organisasies en sporte te sien. Masa het nou sy eie loop ook. Hy het nou net soos wat RCFA nou het met sy toernooi het hulle ook hulle toernooie wat die hele tyd aangaan. Van hier af, wat is hulle volgende? Okay. So hoe dit werk en ons die pad vorentoe sien is, kyk, Martial Arts Suid-Afrika is gestig om al die martial arts in die land bymekaar te trek. En die doel en die funksie daarvan is dat almal nie na Serskop toe storm en probeer registreer en probeer klere kry en probeer om 'n posisie te kry nie. So martial arts is die oorkoepelende liggaam vir alle martial arts in Suid-Afrika. So almal skakel in onder Masa en Masa skep nou die platform soos vandag waar die ouens aan provinsiale kampioenskappe kan deelneem. Die groter organisasies wat in al die distrikte in hulle provinsies is, kan hulle eie provinsiale kampioenskappe hou, maar hierdie is die geleentheid vir al die kleiner is wat net in een distrik of in 2 distrikte is om deel te neem aan die provinsiale kampioenskappe en uiteindelik provinsiale klere te kry. En dan gaan Masa van hier af verder en hulle gaan dan om hulle nasionale kampioenskappe te hou. So die nationals daar is ook 'n platform waar al die organisasies bymekaar kom. So ons bied elke jaar ons eie aan Jungle War en dan natuurlik ons wêreldkampioenskappe, maar hierdie is ook 'n geleentheid vir ons as Ring Contact om ook op Masa se nationals en ook jouself te toets bietjie om te kyk waar trek jy nou in jou stelsel ook dan daar. En dit gee ook die ander organisasies 'n kans om by jou organisasie te kom deelneem. So as jy nou by Hoekheid wil gaan deelneem, kan jy daar gaan deelneem. As jy by K1 of by Ring Contact wil gaan deelneem, dan kan jy daar kom deelneem en inskryf, maar dan fight jy hulle reëls en jy beklei in hulle So hierdie het dan sy eie stel reëls. Hierso is nou as jy nou inkom het jy die reëls wat jy moet volg wat volgens Masa is. As jy nou 'n karate ouetjie kry of wat ook al dan gaan jy nou in Masa se reëls ingaan daarso. Dis korrek, ja. So dan skakel jy in by die reëlset daarvan en jy gaan beklei op hulle reëls en en Ring Contact het ook weer 'n paar van ons modes hierso vandag so en dit word op die Ring Contact se reëls gedoen. En dit is lekker dan vir hulle ook om hulle te kom toets op Ring Contact se gedeelte. Bietjie terug by die huis, hoe lyk die dinge na die Worlds? Het julle daarom nou 'n bietjie rus ingekry? Ons het was 'n bietjie 'n rowwe tyd na die Worlds, maar ons het daarom nou 'n bietjie kans gehad om te rus. Ons spandeer 'n bietjie tyd saam met meester by Shazhen hierdie naweek en jy weet dit gee ons ook net weer daai blaaskans en net weer kans om na die tyd te nabetrag en alles. Die datums vir die Jungle War, die Afrika kampioenskappe volgende jaar in Namibië en die Worlds 2028. Datums is vas. So die Keops word volgende week gecreate en dan vat ons dit van daar verder. Jy weet dan kan ons
dit begin bemark en beplan en uitstuur oralste. Ja. Die Winter Wars nou volgende Korrek. op die RCFA se lysie. Ja. Hoe lyk die dinge vir daai? Is die beplanning reg en Die ouens het ingeskryf en hulle begin nou sterk inskryf. Ons het 'n span van Indië wat 17 mense bring Suid-Afrika toe. So ons sal nou hulle finale goedkeuring in hierdie week wat kom kry. Dis fantasties. En dan het ons 'n span van Indië wat kom. Die ouens van Egipte het ook stel ook belang. So ons gaan kyk of ons hulle kan kry op All Out War. So daar's baie belangstelling in die buitewêreld uit om te kom. RCFA is gesond en Gesond. en running. Dit is Ja, dis verseker. dis die lekker ding. Dankie Sian, dankie vir die tyd en Baie dankie dan vir gaan jou. ons dat ons by Masa kyk hier vandag en dan 100%. dan leer ons nog 'n bietjie ietsie. Baie dankie. Dankie vir julle. Dankie. Lekker dag. Kanimangu, please come to floor one. Kanimangu must come home. Kanimangu must come home.
Louis. Points fighting! Fight! Stop! Hey, black boy! Fight! Stop! Red boy! Fight! Stop! Hey, black boy! Fight! JD! Slaan, JD, slaan! Slaan! Stop! No points! Fight! Kom JD, kom! Kom JD! Stop! Point! No point! Fight! Moet terugkrijgen. Kom JD, kom! Kom JD, kom! Razak, gaan in JD, gaan in! Razak, JD! Je mag je omdraaien. Fight! Stop! Hey, black boy! Fight! Ladies and gentlemen, the person who has the second microphone, Stop! can you just take it to the main table, please? Kom JD! The person with the second microphone, just take it to the main table, please. Thank you. Stop! Blue, white boy! Fight! Stop! Vertel ons je story.